Van die moeilikste tekste in die Bybel is soms daardie wat vir ons hoop gee, veral wanneer ons in 'n baie hopelose situasie is. Want ons moet dit glo en ons wil dit glo. Maar as ons rondom ons kyk, dan lyk die uitkoms nie naby nie. Onthou, ons fokus moet skuif. Hierdie teks is 'n moeilike een, want nie almal van ons ervaar dat die Here op die punt staan om vir my ook iets nuuts te doen nie, want ons kan dit nog nie sien nie. Maar vandag wil ek jou moed inpraat. In Jesaja 43 vers 19 lees ons die Here sê, hy maak in die woestyn 'n pad. Hy laat in die droë wêreld riviere ontspring. Hy gee water in die woestyn, riviere in die droë wêreld, sê vers 20, om sy volk se dors te les. En dan sê hy, dit gaan so mooi en so goed wees, dat selfs die wilde diere, die jakkalse en die volstruise hom ook sal vereer. Hierdie skrif wil vir ons twee goed leer. Die eerste is dat God geëer moet word, want uiteindelik is hy, die skepper God, ook altyd ons voorsiener. Die Bybel is vol daarvan. Ek wil vir jou net 'n paar verse lees uit Psalm 65, daarvan vers 10 af. Dawid sê, Here, U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is U werk. U maak die ploegvore vol water en die kluite nat. U laat hulle sag word van die reëns. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn. Die bulte juig. Die velde wemel van die kleinvee. Die vlaktes staan vol koring. Hulle juig en hulle sing. Nie net die psalmdigter nie, maar ook in die res van die Bybel is dit baie duidelik, dat selfs die skepping, die natuur juig, omdat God ons voorsiener is. God moet geëer word. Die tweede saak in hierdie teks is wat Jesus ook vir ons leer in Matteus 6, daarvan vers 25 af. Jesus wil nie hê dat ons moet bekommer nie, maar hy sê dat wanneer ons vir die koninkryk beywer, soos daar staan, soek allereers die koninkryk, hy sê dan sal God in elke behoefte van ons voorsien. Maar ek weet daar is mense wat baie swaar kry, en jy kan dalk nog nie die uitkoms sien nie. Kom ek bemoedig jou weer met Matteus 6 vers 25 waar Jesus sê, moet julle nie bekommer oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En dan praat die Here Jesus ook nog verder oor die veldlelies. En dan in vers 31 sê hy, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ek gee hierdie woord vir jou met die grootste liefde en deernis, want soms is dit net nie maklik nie. Maar die skrif sê vir ons, by God is daar altyd hoop. God sal sorg. Kom ons vertrou hom daarvoor. Kom ons bid saam. Here, ek wil ook bely, ek glo, maar kom my klein geloof tegemoet. As U sê, U gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur. Help my om te glo dat dit ook vir my waar is, vir elkeen van ons. U is die skepper God, U is ons voorsiener, U moet geëer word. Dankie dat U, soos wat U vir vandag gesorg het, ook vir môre sal sorg. Ons loof en prys U en ons vertrou U, Here, dat U uitkoms kan en sal gee. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.